Joshua het nou 3 hartaanvalle daarvoor gekry. So van in die gevolg is genade. Ek is jammer. Hy werk nog. Dis hoekom ons dier goedkoop wat die pastoor het kan breek. Is julle almal okay? Right. Die muur het gechip in die mic nie. Dankie baie. Ek het hom Koenie, dankie. Ek sal hom nie gooi nie. As julle gewonder het hoekom ek baie min glase en breekware in my huis oor het, that is the same reason wat jy nou hier gesien het. Maar ons eer die Here vir dit. Is julle almal nou okay? Dit was op live ook, nee. Dankie tog. Niemand op kamera het dit gesien nie. So ek preek vanoggend vir julle oor net hier. Nee, ek joke. Maar ek preek oor tot hier. En jy moet vanoggend vashou want ons gaan op 'n journey. Okay? As jy 'n skaapboot in die oond het en jy het hom op meer as 160 grade gesit, ja, dan make it. Okay. So, soos julle nou weet, was ons laasweek gou so vinnig uit die stad uit. En bietjie see toe gegaan, vinnig die see gesien. En ons is langs die see en ons is op so 'n hoë berg. En ek kyk so af. En ek sien die vreemdste snaakste goed. Voëls wat lus is om te swem. Hulle gaan dan ewesklik duik hulle in die water in, en dan dryf hulle op die water en dan gaan hulle weer op. Hulle eet seker. Ek het dolfyne gesien en ek het die see gesien en ek het die rotse beleef. En ek het net besef teen die hoogte wat ons was, hoe klein is ons as mens eintlik. Ek staan daar en die Heilige Gees begin in my hart werk oor hoe klein ons eintlik is. En ek besef net, terwyl jy die gedruis van die branders hoor, en jy sien hoe miljoene liter water met geweldige krag teen die rotse vasgaan en teen die strand vasbreek. En die see lyk letterlik, ek is eerlik met julle, onkeerbaar van waar ons staan. En hoe hy, dis eintlik so in hom, en hoe dit asof die see kwaad is, omdat hy in die gaatjie moet ingaan. En jy hoor hoe tref die water sy kant, en ek dink myself, wie wil ek staan, is dit redelik hard, ek wonder hoe voel dit daaronder. En dat elke sekonde iets gebeur, wat ongelooflik is. Elke sekonde, wanneer die see doen wat hy doen, hou die see iewers op. Het jy al gesien? Ons praat altijd van hoog en laag water, as jy nou vanoggend vroeg op die strand is, was die water nou bietjie hoër, en die water bietjie laer, want die Here weet, baie mense kan nie swem wat op die strand sit nie. So kom hy dit in die dag doen nie, hy doen dit in die aand, ek wat daai wetenskapklas gemis, maar die see hou op. Hy beweeg vorentoe en dan stop hy. Hy kom weer terug, dan trek hy terug, dan stop hy weer as hy uitgaan. En hy doen dit al vir jare, eeue, en hoekom? Omdat God eenmaal gepraat het. Al vir jare en jare, ek onthou toe ek klein was met my ma so wit tas gery, papi, dan ry ons van Witbank af see toe. Want ons nou besluit, ons gaan nou see toe. Dit voel soos 'n uittog op 'n donkie. Maar as kon en julle daai tas is gepak, papi. Kyk, hy het so voor so 'n nozzeltjie gehad, as jy hom losmaak, dan vat hy meer petrol. Nee, en dan sy ligter. Dan trek ons daai nozzeltjie uit en dan pak ons hom toe, dan sit ek, my sussie en my ma, dan gat ons. En baie keer ry nog iemand saam. Waar ons alles vir 12 dae in daai tas gepak het, weet ek nie. Maar het was in. En dan ry ons en ons ry en ons ry en ons ry en ons ry en ons is moeg, maar ons gaan see toe. En as jy by die see kom, is dit elke keer dieselfde ding wat gebeur. Ek gaan uit en die lewensredders moet my kom haal. Dis maar wat dit is. Want jy sien, ek swem en hy trek en ek swem net met my hande of net met my voete, maar nie albei nie. So dit maak my 'n slegte swemmer. Okay? So ek kan dit goed laat lyk, nê? Maar dan is dit net my boelhy wat dit doen. En my bene is onder al. En elke jaar gaan ons see toe en die see is groot en die see spoel ons uit en die see gaan heen en weer. En nog nooit in my hele lewe het ek gesien
dat die see maak wat hy wil nie. As ek in hom ingaan, is dit sy territorie, nie waar nie? Maar as ek op die strand loop, weet die see waar hy moet stop. Hy weet presies waar sy grens is. Nou wil ek vandag vir jou hierdie kom sê, God het absolute gesag oor elke grens in die skepping. Oorsvloeding, en waar iets oorspoel, en ons almal sien, ons het een jaar was al vakansieoord, want ons altyd gegaan het, en iemand neem 'n video, toe kom ons yskas so verby, in die rivier, want toe die wal gebreek, en die rivier is oor. En die mense was opset, want hoekom laat die Here dit gebeur? Ek sê, wie die wal gebou? Nee, die mense, so julle het besluit, die water moet nie hiernatoe kom nie. Nie God nie. So hoekom is kwaad vir die Here, as hy die wal gebreek het, wat jy gebou het? Kan ons gou nie aan dink? Kan ons gou nie aan dink? Hoeveel keer raak ons opset, wanneer die wêreld dan soos, as God dan 'n God van liefde is, hoekom sal hy dan hierdie oorstromings en hierdie goed laat gebeur? Wie die wal gebou? Hallo? Nie waar nie? Julle almal is soos, wag 'n bietjie, wat het nou gebeur? Nee? Ons net gou hier goed regkry as ons aangaan. Okay. Waar was ons nou? Hierso. Ja. Dis nie hier binne nie, dit kan ek jou beloof. As hy die oseane se grense bepaal het, ken hy ook die grense van jou lewe. Hy weet presies hoe ver die vyand mag gaan. En hy weet ook wanneer hy jou roep om ver te gaan vir sy koninkryk, is dieselfde God wat die see beheer, het ek vir jou vandag goeie nuus, beheer jou ook. Daar is iets wat gebeur vir my in Job, en julle ken dit. In Job 38, vra God vir Job, wie het die see met deure toegesluit? Ek het gesê, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie. Dink gou hieroor. Die see gehoorsaam steeds vandag nog die bevel wat God gegee het aan die begin van die skepping. En die wêreld sê die natuur, die Bybel sê, dis gehoorsaamheid. Die wêreld sê vir ons, dit is wat die natuur is. En dit is wat die natuur doen, en dit is die normale gang van die natuur. Terwyl die Bybel vir my sê, maar God het gesê. God het gesê, een keer. Elke branddeur wat breek, verkondig steeds die gesag van sy skepping. Ek staan so en ek kyk hoe die branders breek, en ek sien hoe dit teen die rotse vasgaan, en ek sien op 'n stadium kom ons so 'n hele skool vol dolfyne verby. En op so een entjie kom ons so klein bootjie. Maar dit vat daai bootjie vir ewig, vul dit vir my, om van hier af tot hier te kom, in my ore. Nou ek weet dis kilometers, maar ek sien hoe daai bootjie gou hoor, maar ek sien dit is soos 'n two-stroke bike. En dit lyk nie asof hy iewers kom nie. Maar hy gou hoor, en hy gaan. En ek wonder by myself, terwyl ek al staan en ek kyk en ek sê, jy lyk amazing daar, bootjie, want jy gou. Maar ek wil sien of jy dit wat jy daar doen, hier kan doen. Hier waar die rotse teen die water teen die rotse breek. Ek het al soveel video's gekyk van mense wat van die sekere plek in die see af, en hulle gaan nou uitgaan. Dan sien ek hoe gaan hulle so 'n stukkie, hulle kom hulle maar net weer terug. Want hulle bootjies is sterk genoeg om daai golwe te weerweers. En ek wonder by myself, hoeveel keer is ek en jy soveel keer besig, as God hierdie grense ken, hoeveel te meer ken hy nie joune nie? Hoeveel te meer weet hy presies hoeveel jy dra? Hoeveel die vyand in jou lewe dalk mag doen? En wanneer hy jou moet beskerm, en wanneer hy jou moet verder roep? Want jy sien, ons altyd twee kante vir my van hierdie storie. Ons altyd vir my twee kante van, hoe ver mag ek gaan, hoe ver mag die vyand gaan, en hoe ver kies ek om te gaan? Ek dink baie keer is ek en jy in ons geestelike lewe op 'n plek, wat ons in die water in gaan, en dan dink jy is 'n sterk swemmer, dan kom red iemand jou maar. En weet jy wat is die ergste van wanneer hulle jou kom red? Hulle laai jou nie af in die see nie, hoor. Hulle vat jou tot op die strand, dat almal kan sien.
jy kan nie swem nie. En dan klim ek al uit met trots. Is ek, ja. Deur jare se ondervinding, weet ek al, as hulle aankom sê ek weet waar om vashou. Meneer skop net saam. Okay. So iets om oor te brag nie, maar ek like dit as die jetski kom, want dit is baie gemakliker. Stop, kom ons kom terug. En Job 38 vers 8 begin so, hy sê, of wie het die see met deure toegesluit, toe dit uitgebreek het en uit die moederskoot gekom het. Toe ek die wolke as sy kleed gemaak het en die dik donkerte as sy doek en vir my, hoor gou, en dit vir my grens afgemerk het en grendels en deure aangebring het en gesê het, tot hier sal jy kom, maar nie verder nie. En hier sal jou trotse golwe tot stilstand kom. Het jy agtergekom dat God kom sê, hy beheer nie net die see nie, maar hy sê, ek het sy grense bepaal. Ek dink, as jy gaan kyk na die see, en ons het nou al 'n paar flieks gekyk van tsunamies wat tref, nê? Onthou julle die gevaarlike ding wat die een ou gesê het, wat hy Titanic gemaak het? Toe ek die fliek kyk en hy dit sê, toe sê ek so, ek weet hoe eindig die fliek. Want toe hy sê, not even God can, dis so, die Here gaan hom sink. Want moenie sulke goed sê nie. Nee? En ek was nog jonk, ek kan nie onthou hoe oud is Titanic nie. Ouer as ek. Elke gewone dag gebeur daar iets wat ons maklik miskyk. Nie net as die see gehoorsaam nie, maar omdat God een keer gepraat het, luister die natuur. Spreuke 8 vers 29 sê, toe hy vir die see sy grense gestel het, sodat die waters nie sy bevel gestel is, sou oorskry nie, toe hy die fondamente van die aarde bepaal het. Het jy geweet dat die see het 'n opdrag gekry en hy kan dit nie verander nie? Het jy geweet dat die see het 'n opdrag gekry en hy kan niks aan dit doen nie? Hy kan dit nie herskryf nie, hy kan dit ook nie ignoreer nie, hy kan dit net gehoorsaam. Want die God wat dit geskep het dit gesê. Nou wil ek vir jou as mens iets vra. Want terwyl ek daar bo staan en ek besef hoe klein ons is, besef ek eintlik, ons is dan 'n klomp klein entitled people. Hæ? Ek wil dit hê. Okay. Nee, doen ons dit nie? Ons doen. En ek wonder by myself baie keer of ons besef in die groot heelal van wat die Here geskaap het, wat hy besluit het om te gebeur en wat moet gebeur. Besef ek en jy werklik hoe klein ons is? En hoe klein ons probleempies is wat vir ons massive voel? Op 'n stadium kyk ek so links en daar staan 'n rots, maar 'n massiewe ding. En hy staan alleen. Niks hou hom vas nie. En dit maak nie vir my wetenskaplik sin nie. En ek besef weer eens, maar God beheer die natuur. Of daai nou so rots was en oor die jare kleiner geword het van die waterweelde, maak nie saak nie. En ek het 'n foto en ek wou hom eintlik vir julle gebring het. Gaan sit ek so op die een punt en my voete hang af. Toe voel ek baie klein en baie bang. Want 80% van my lyf is veilig. Maar 20% van hier af onder toe is nie. En dit voel ver. As ek daar val, dan was my vrou gelukkig getroud. En dan ek jammer. Hoor wat sê Jeremia 5:22. Vrees julle my nie, sê die Here. Hoor gou mooi. Dis my crazy. Want ek het die sand as 'n grens vir die see gestel, 'n ewige besluit en 'n ewige versperring waaroor dit nie kan gaan nie, al breek die golwe, kan hulle nie oorwin nie. Al bruis die golwe en die branders, kan hulle nie oorkom nie. Dis my crazy. Want die Here kon enigiets gesit het tussen die see en die land.
Nie waar nie? Sekere plekke is daar berge, dit is so. Sekere plekke is daar net sand, wat die see keer. Het jy agtergekom hoe sag is sand? As jy in dit trap, dan wonder ek by myself, dit is eintlik die swakste ding dinkbaar. Want het jy al gesien as jy op die sand trap, as jy in die see staan in die sand en jy het jou voete so ingesit, dan kom die see oor en dan is jou voete dieper begrawe, maar jy haal jou voete nog steeds uit. Nie waar nie? As jy op die sagte see sandjies loop wat oral ingaan. Nee? Daar's nie krag in daai sand nie. Nie waar nie? Maar God kies hierdie vorm wat ek dink die swakste vorm is, want jy vat daai sand so en tel dit op, nie waar nie? Ons hardloop daarop, ons loop daarop en God kies en ek sit en ek besef net hierdie, God kies hierdie sand om die magtigste oseaan op plek te hou. Kan ek dit vandag so 'n bietjie verder vat? Ek weet nie of jy reg is nie, maar ek gaan dit sê. God kies jou, wat 10 en ook die swakste is, om die grootste vyand teë te staan. Want as hy die sand kan gebruik, om die see te keer, wat kan hy nie deur jou doen nie? Jy moet 'n mooi ding voor die amen sê, want môre oor môre, is daar 'n papwiel en dan die hele wêreld vergaan. Hy kies die sand, wat swak is, wat sag is, om die see op sy plek te hou. Nee? Dis crazy. Dit niks met die sand se sterkte te doen nie, of sy swakte te doen nie, dit gaan oor die gesag van God. Miskien voel jou beskerming klein. Dalk is jou gebed vir jou klein, jou Bybelversie, wat jy op WhatsApp kry. 'n Woord wat God jou eenmaal gegee het. 'n Eenvoudige daad van gehoorsaamheid. Die wêreld kyk dalk daarna en sê, dis nie genoeg nie. Party kerke kyk daarna en sê, dis nie genoeg nie. Terwyl God kom sê, my woord is genoeg. Want ek het dit een keer gespreek en dit sal in stand bly vir altyd. Want dis die God wat ek en jy dien. Jy geweet, dis nie jou krag wat jou beskerm nie. Dis sy gesag. En dan het ek vir jou slegte nuus of goeie nuus, hang af hoe jy daarna kyk. God ken jou grense beter as wat jy doen. Want hoeveel keer het ons al gesê, Here, ek kan nie. Moet nou nie hier kom sit en, nee, nooit nie. Here, ek kan nie, Here, ek weet nie hoe nie. Ja, jy's reg, jy weet nie hoe nie. Want ek weet hoe. Hallo? Ag, tog. Almal is nou weer sterkie. Ek dink een van die grootste foute wat ek en jy maak is ons dink ons ken onsself beter as wat God ons ken. Ek dink regtig so. Ons dink regtig ons ken onsself beter as wat God ons. Hy het jou gemaak, hy het jou gevorm, hy het sy asem in jou geblaas. Hy ken jou. My ma sê altyd ek ken hom want ek het homself gemaak. Nee, jy het nie. Jy was net toevallig daar, maar. Nee? Net soos wat ouers hulle kinders ken. Hulle weet al wat hulle gaan doen. Nie waar nie? Net soos my vrou dink sy ken my. Wat ek doen of gaan sê. Sy doen eintlik baie, julle is hartseer. Buks hallo? Maar ek en jy kom op 'n plek en sê ek is nie sterk genoeg nie. Ek sal nooit daardie verantwoordelikheid kan dra nie. Maar ek wil vandag vir jou sê God glimlag oor dit. Hy het jou gemaak, hy ken jou beter as jy jouself ken. Die eerste keer toe iemand na my toe kom, ek sal nooit dit in my lewe vergeet nie. Ek sal ook nie die tannie se naam vergeet nie. Ek gaan dit nie nou sê nie want ons mense op Facebook. Maar hoor gou hier. Die eerste keer toe 'n tannie na my toe kom en sê die Here roep jou vir die bediening, toe lag ek vir haar in haar gesig kliphard. Dis ek sê, wat? As jy 'n manier nie tannie. As jy 'n manier nie, want toe was ek nog skaam, teruggetrokke, bang mens. Toe die tannie vir my sê ek sê luister vir my mooi, daar's nie 'n manier nie. Want ek sien dit moet so wees en dit wees en dit wees en ek's nie daai prentjie nie. Ek is nie. Maar omdat God my beter ken as wat ek myself ken,
is hy in die dag van môre. Ja, dit was omtrent 12, 13 jaar later, wat ek eers in die bediening is. Dis die waarheid, maar is my eie skuld, ek het lank genoeg weggehardloop. Maar die Here het besluit. Hoeveel keer het die Here vir jou al woord gegee, en want jy gedink, daar's nie 'n manier nie. Hallo? Maar Psalm 139 sê, Here, U het my deur grond en my geken. U weet wanneer ek sit en wanneer ek opstaan. U verstaan my gedagtes van ver af, U bestudeer my pad en my rusplek, en U is ten volle vertroud met al my weë. Hallo? Daai is bietjie gevaarlik. U is ter volle vertroud met al my weë, selfs voordat 'n woord op my tong is. Hoor mooi. U weet dit alles. U het my van agter en van voor omsluit en die hand op my gelê. Hy weet wanneer jy sit. Hy weet wanneer jy opstaan. Hy weet wat jy dink. Hallo? Hy weet wat jy voel. Hy weet wat jy môre gaan beleef, want hy is in die dag van môre. Ek het al vir die Here gevra, Here, gee my net 'n hint oor môre. So gee my net 'n hint. Ek wil net weet hoe ek op gaan staan. Is it gonna be a good day? Or is it gonna be a bad day? Ek wil net weet dat ek accordingly kan beplan. En weet jy wat sê die Here vir my? As ek jou sê, gaan jy in elk geval opdinges. As hy jou vertel wat sy planne van jou vir môre is, kan ek jou beloof, gaan jy dit mis. Want jy sien, ek het ook al die vraestel gekry en om nooit gaan leer nie, en toe dop ek in elk geval. Jy sien, die Here weet, as hy al sy planne met my en jou deel, gaan die menslike faktor inkom. Hoekom? Want hy het ons gemaak. Hy ken ons so. Hy weet dus hoe dit werk. Imagine net gou vir jouself. Kyk, dink gou Jan. Ek praat nou in die dae toe McDonald's burgertjie nog R3.50 was, né? So gaan gou terug aan daai dae toe. Die van julle wat nie kan onthou nie, julle weet wat julle mis nie. Ek het my ma mal gemaak. Ek kan haar vra as sy weer kom kuier vir 'n burgertjie. Ag, maar kan ek 'n burgertjie kry? Dit was R3.50. Ek meen, wat is R3.50? Baie. Ek wil gou terugvat na dit toe. Imagine net gou. Iemand kom by jou en sê vir jou, môre, né? Weet ek vir 'n feit, gaan ek vir jou genoeg geld gee om julle se boot vir McDonald's burgers te maak. Weet jy hoe baie mense gaan die gaan verkoop en 'n groter kar kry? Want dan kan ons meer inlaai. Né? En die teleurstelling van wanneer dit nie gebeur nie. En ek dink baie keer stel ek en jy vir die Here hier die grense. Ek en jy sê vir hom, Vader, ek het nodig dat jy my soveel seën, jy moet my bless met dit. En Here, dis wat ek nodig het en ek vertrou U vir dit en jy vertrou en jy vertrou en jy vertrou en dan bring die Here iets, maar dit is nie die hoeveelheid wat jy gedink het of gehoop het of geglo het nie. Dis nie so groot soos die skuur wat jy gebou het en verwag het van hom om te doen nie, want hy beplan môre. Ek wil vandag vir jou sê, ek dink ons verloor baie omdat ons besluit wat God vir ons wil hê. Hallo? Ek dink ons verloor baie want ons besluit wat God vir ons wil hê. Hy ken jou persoonlik, hy ken jou gawes, hy ken jou gees, hy ken jou roeping. Hy weet presies waarvoor hy jou geskaap het. Kan ek gou hierdie belangrike waarheid met jou deel? Ons kyk baie keer na ons vermoë, maar God kyk na sy plan. Ons kyk na ons swakheid en God kyk na sy genade. Ons kyk na ons beperkings en God kyk na sy krag. Ek besef dit al hoe meer, besef ek dit, dat hierdie wat ons is, en dit wat ons doen, in hierdie week is ek weer so gevang, en so net bewus gemaak van die feit, dat Here, ek het nie die vermoë om te doen wat ek doen nie. I don't. En ek's eerlik daaroor. Ek sê dit vir eendag na die week kom. Ek gee in die woord vir iemand in die week vir iemand woord. En die ou sê vir my, waar kom dit vandaan? Ek sê, ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê nie. Ek het net eendag besluit om te sê, Here, as jy praat, sal ek my mond opmaak. Dis al. Ek wil jou vandag vra, wat het die Here al vir jou gesê, wat hy nog nie sy mind oor verander het nie, wat jy nog nie gedoen het nie?
Jy sien, Moses het gesê, ek kan nie praat nie. En God het gesê, ek sal die woorde in jou mond plaas. Gideon het gesê, ek is die swakste, maar God het gesê, ek is met jou. Hallo, onthou julle dit? Jeremia het gesê, ek is te jonk, maar God het gesê, moenie sê jy is te jonk nie. Hallo? God sien altyd verder as ons eie grense. En miskien sit jy vandag en jy sê, yes, Here, ek is nie sterk genoeg nie. En ek wil vandag vir jou sê dat God sê, ek weet presies hoe sterk jy is, want ek het jou gemaak. Hallo? Wie het al, en die Engelse woord so mooi net, defeated gevoel? Kom nou, nie jok nie. Wie het al net gevoel, liewe ouers, nee? Ek is definitief in die verloorspan nie. Nee? Hoeveel keer? En as ek soos, okay, hulle roep jou hier van die bench af. Nee, ek kan nie speel nie, ek het ewe skielik seer hier, maar ek kan nie nou. Nee? Soos wanneer die coach vir jou sê, ons is 50-0, ons is 50-0 agter en ons 7 minute oor. Okay, go! Wat moet ek gaan doen? Ons is 50-0 agter. Waarvoor? Ek sê, jy's laf, hè? Nee? Dis dieselfde manier. Ek dink baie keer roep die Here my en jou in die game in. En omdat ek en jy dink ons is nie opgerig vir dit nie, sê ons nee. Maar die Here wil nie jou nee hê nie, hy wil jou bereidwilligheid sien. Julle kyk my baie vreemd aan. Julle almal dink nou weer aan die see. Ek wil hierdie gevaarlike stelling maak. Want jy sien, ons spreek altyd oor God weet waar is die grense van die see. En God weet hoe ver jy kan gaan. En sterker as wat jy dink jy is. Jy weet, ons spreek dit altyd, nie waar nie? Ons sê altyd, ek is meer as oorwinnaar. Kom, deur Christus wat my? Ons ken daai preek, né? Ons doen. Maar kan ek vanoggend vir jou dalk die ander kant van hierdie muntstuk gee? Kan ek dalk vanoggend vir jou iets anders te sê? God weet hoe ver hy die vyand kan toelaat in jou lewe. Hallo? Want hy het gekom om te slag, te steel en te verwoes, nie waar nie? En baie keer kom hy, en iets gebeur in my en jou lewe. En ja, maar hoekom laat die Here dit toe? Hoekom laat die Here dit gebeur? He needs you to be at a place where you are not. Dis al hoekom. Ek het al regtig vir die Here gebid en gesê, Here, ek weet jy wil hê ek moet groei, maar asseblief, hê my net bietjie minder lief op die oomblik. Rarig. Ek weet jy doen dit want jy is vir my lief. Kom ons is eerlik. Wie was al daar? Ja, ek weet jy doen dit want jy is lief vir my, maar hê my net 'n bietjie minder lief. Nee? Ek het nie nou die vermoë nie, asseblief. Just love me less. Net 'n bietjie. Dat ek net gou hier kan survive. Nee? Nie waar nie? Dis wanneer jy opstaan en die hond het hier opgegooi en daar's nog 'n ding stikkend en die ligte werk en die krag is klaar. Jy weet jy kry daai daar. Hæ? Vertel ek nou 'n stoute grappie. Ek dink een van die vyand se sterkste en grootste leuns is dat hy ons wil laat glo dat hy onbeperkte mag het. Hy wat die vyand is. Hierdie aanval gaan my vernietig. Hierdie probleem is groter as God. Hierdie storm gaan nooit ophou nie. Hallo. Maar God wys my iets anders. Het jy geweet dat die duiwel is nie God se gelyke nie? Kan ons hom ophou so hanteer? Hy is nie God se gelyke nie. Maar ons hanteer hom en ons bely teenoor hom. Ag, dit gaan so met my en is so en is hierdie verskriklike groot. Hallo? Ons doen dit, kom ons wees eerlik. Jy geweet, God is die een wat alomteenwoordig is. God is die een wat almagtig is. God is die een wat alwetend is. Hy is die een wat ons geskape het, wat steeds op 'n plek is waar die vyand onder sy gesag moet staan. Ek wonder of ek en jy nog die gesag het om te sê vir die vyand gaan weg. Maar jy sien, ek en jy wil dit letterlik sien. Net soos die oseaan, net soos die see,
nie sy grense kan oorskryf, sonder die toestemming van God nie, kan die vyand ook nie verder gaan as wat God hom toelaat nie. Hallo? Die hart kom gou. Die hart gaan weg. Gaan weg. Sit. Jy gesien hoe gehoorsaam was die hart dan net? Hoekom was jy gehoorsaam die hart? Ek hou wat ek gesê het, wat ek moet wees. Het jy geweet dat die vyand in jou lewe moet gehoorsaam wees as jy vir hom sê, sit. Maar ek en jy hardloop so rond, en ag Here, ek sien nie die resultate nie, en ek het nie die vermoë nie. As ek en jy as kinders van die lig, want hy is die lig binne in my en jou, hy het jou by die naam genoem, hy het jou gevorm, hy het jou gemaak, en hy is getrou aan sy naam. As jy sê, in Jesus naam, gaan weg, moet die vyand vlug. Maar weet julle waaroor top ek en jy dan? Oor die saad wat hy gesaai het, sy vrug wat nog opkom. Hallo. Dan top ons, en dan is ons kwaad vir die Here. Maar het jy die saad uit die grond uit geruk, of het jy net die saaier weggejaag? Hallo? Nou gaan jy my snaaks aankyk. Jy sien die vyand kom en hy saai saad in ons lewens. En dan jaag ons die saaier weg, maar ons maak nooit die grond oop en skoon en bewerk dit en gee dit kans om te restoreer nie. Die Here roep jou om te gaan en te sê, Vader, ek bid, waar is hierdie saad? Waar is hierdie onkruid? Help my, dat ek dit uithaal. Waar het dit in my hart 'n vesting gemaak? Waar het dit in my geloofslewe iets kom vasmaak? Waar het dit in my lewe iets geword wat nie U is nie? Help my om dit uit te sort. In Job 1 lees ons dit. Op 'n dag het die seuns van God gekom om hulle voor die Here te stel, en Satan het ook onder hulle gekom. En die Here het vir Satan gevra, waarvandaan kom jy? En Satan het die Here geantwoord, van my omsewer op die aarde, ek weet nie wat ek daar getik het nie, wat staan daar? Ek het 'n fout gemaak. Ek weet nie wat ek daar getik het nie. Hier's 'n H in, ek dink nie daar's 'n H by julle nie. Vers 6, vers 7. Op die aarde en van my rondgegaan daarop. Die Here het vir Satan gesê, het jy op my dienaar Job gelet en ook oor hom nagedink? Want daar is niemand soos hy op die aarde nie. 'n Onbespreeklik. Julle, ek het regtig verkeerd getik hier. Ek moet regtig begin copy en paste. 'n Onberispelike en opregte man wat God vrees en hom van kwaad weerhou en daarvan afwyk. Toe antwoord Satan die Here, vrees Job God verniet? Het U 'n heining rondom hom en sy huis en alles wat hy besit aan alle kante opgerig nie? U het die werk van sy hande geseën en sy besittings het in die land vermeerder? Maar steek nou U hand uit en raak aan alles wat hy het, en hy sal U sekerlik in U gesig vervloek. Ek wil hê ons moet iets hier sien. Want jy sien, ons kan baie vinnig die verhaal van Job lees en sien, hy het alles verloor. Sy huis en sy alles, né? Maar God vra vir hom, die vyand vra vir God, wat as ek sy besittings vat? Wat as ek, eintlik wat hy vir hom vra is, wat as ek dit waarvoor hy so hard gewerk het, sou wegvat? Sou hy nog gesê het dat om U te hê is genoeg? Ek vra vandag vir jou daai vraag. Wat as alles wat jy voor gewerk het en het, môre sou wegval? Sou jou antwoord gewees het, ten minste het ek nog die Here. Nee, jy moet nou pas op voor jy net, ja, hier. Pas op. En hoor gou wat sê vers 12. Toe sê die Here vir Satan, kyk, alles wat jy op het, is in jou mag. Net aan die man self mag jy nie jou hand slaan nie. So het Satan van die aangesig van die Here al weggegaan. Kan ek gou vandag vir jou iets sê? Omdat hy jou by die naam geroep het, en jy syne is,
kan die vyand enigiets vat in hierdie wêreld, but he cannot take you. Hy het nie die gesag oor jou nie. Ja, pas op vir die naam mense sê, gaan julle nou vang. Hy sê net aan homself mag jy nie jou hand slaan nie. En het jy agtergekom wat ons nie gewoonlik raak lees nie? Satan moes hom gehoorsaam. Al wou hy, moes Satan luister toe die Here sê, maar aan hom mag jy nie vat nie. Net soos God vir die see gesê tot hier toe en nie verder nie. Hy sê kyk, spaar net sy lewe. In Lukas 22:31 gebeur daar iets moois. Jesus sê vir Petrus, Simon, Simon, kyk, Satan het verlang om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Satan het verlang. Wat 'n troos, dat God reeds ingetree het, voor die vyand begin iets doen. Het jy geweet dat die Here vir my en jou baie keer die antwoord gee vir ons storm, voordat die storm gebeur? Het jy geweet dat die Here jou voorberei vir 'n storm? Ek weet van skrif wat die Here vir my gegee het, wat 7 jaar later ek eers nodig gehad het. Want toe ek in die storm is, toe ek sê, ek het eendag woord gekry dat ek terug gaan. En ek sê vir my vrou in die week, ek dink dit was Vrydag aand vat die Here my terug in my journal is daar 'n papiertjie van 'n woord wat 'n pastoor vir my gegee het in 2015. Dis 11 jaar terug. En in die week gebeur daar 'n paar goed en dadelik herinner die Here my aan daai woord en ek gaan lees weer daai woord. En weet jy wat is nou 11 jaar later daai woord kom nou is in vervulling? 11 jaar later. Die Here het my vir 11 jaar voorberei vir hierdie woord. Van die seisoen waarin ek nou is. En dan gee ek en jy op oor 'n woord van die Here oor 3 maande. Hallo? Kyk nou nie julle nie, ander mense mos natuurlik. Hy sê in Jesaja 54, geen wapen wat teen jou gesmee sal slaag nie. Let op, die Bybel sê nie dat geen wapens sal gevorm word nie. Hy sê geen wapen sal slaag nie. Hy sê nie dat geen wapen nie gevorm gaan word nie. Hy sê hy gaan net nie slaag nie. Daar's 'n groot verskil. Die aanval kan kom, die pyn kan kom, die beproewing kan kom, maar God bepaal die uitkoms. Nou gaan jy sit en vir my sê, joh pastoor, dit klink so mooi. Maar as jy weet in wat 'n storm ek nou is, sien ek nie die einde nie. Ek het vir jou goeie nuus, ek was ook al daar, maar hulle stuur gewoonlik 'n lewensredder, hoor. En hulle kan swem, hoor. Hulle nie so kykie. My slegte klein laaitjie die helfte van my size met sulke klein armpies my die see uitswem. Dis ek sê, dit was nou nice. En vir die res van die tyd wat ons daar is, hou hulle my heeltyd dop. Is jy nog hier? Ja, ek sien. As ek in die see gaan, dan kom hulle al nader. Dan staan hulle al naby. As ek sê ek gaan nie dieper gaan nie, kan jy nie vertrou nie. Rarig het dit rarig gebeur. Dis baie snaaks. En weet jy wat is die ergste van alles? Die Here het my vrou ook voorberei vir die storm. Want toe hulle ewe skielik die vletjies blaas en al die lewensredders hardloop na die strand toe vra sy dadelik, waar's my man? En toe hulle opkyk, toe sê hulle, dis my man. Meanwhile dryf ek haar so 'n skilpad. Hey. Hulle sal my nou kom haal. Ag, geloof die Here. Die Here het al voorberei vir die storm. Het vir haar gesê, waar's my man? Ag, geloof hom. My vrou, dankie vir jou vertroue in my swemvermoë. 1 Korintiërs 10:13 sê, God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Hoeveel keer het ek en jy dit al gebid en gesê? Hoeveel keer het ek en jy al vir ander mense vertel, God gaan jou nooit bo jou kragte versoek nie, maar dan versoek die vyand jou, en dan voel jy swak. Maar ons kan vir ander mense sê, wat deur iets anders gaan, moenie worry, die Here gaan jou nooit bo jou vermoë toets nie. Kom nou. Nie waar nie? Maar dat ek en jy deur die storm gaan, ek het nie krag hiervoor nie. Nou nie julle nie man, ander mense mos.
Nee? Ag Here, net nie vandag nie. Nee? Maar dis ons soos Psalm 46 vers 2 tot 4 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, hulp in benoudte, baie bevrese. Ek wil vandag vir jou sê, dit klink mooi, om nie bang te wees nie. Al skuif berge, al bruis die waters, al bewe die hele aarde, is dit maklik om vandag vir jou te sê, moenie bang wees nie. Omdat God dit beheer. Ek wil vandag vir jou sê, die duiwel weet presies waar's God se grenslyne in jou lewe. Die duiwel weet presies, en hier is die ander kant van die muntstuk, tot waar jy God toelaat in jou lewe. Die duiwel weet presies waar jy die grense vir God stel. Hy weet dit, en glo vandag vir my, hy sal jou bo daai grense toets. Want jy sien, ek en jy kan kies, tot waar ek en jy die Here in ons lewens toelaat. En weet julle wat is vir my hartseer? Die een ding wat die Here nie van my en jou kan wegvat nie, wat hy vir my en jou gegee, okay, twee goed, is die Heilige Gees en jou eie wil. Het jy geweet dat hy dit nie kan wegvat nie, want hy het dit vir jou gegee? So hy kan sien hoe jy die keuse maak, al het hy jou ingelig, al het hy jou gesê, kan hy sien hoe jy die keuse maak, om te weet tot hier is sy grense en nie verder nie, en die vyand gaan daai grense toets, en dan voel ek en jy swak, maar ons het nooit die Here toegelaat daar nie. Kom ons wees eerlik. Ek het nou dag met iemand gepraat, toe sê hy, die Here kan enigiets van my beheer, en enigiets van my lewe, maar hy vat nie aan my finansies nie, ek beheer dit. Toe sê ek soos, geniet dit terwyl jy dit het. Because if you tell God, he can't have something. Lewe jy 'n lewe van oorgawe? Stel jy dan die grense vir die Here? Ek het een reël in my lewe. En al try ons, we can never outgive God, but we can try. Want jy sien, die vyand weet wat saai ek en jy. En ek praat nie nou oor jou finansies, ek praat oor alles in jou lewe. Finansies is deel van dit. Maar die vyand weet wat saai jy. En onthou jy daai ou gesegde, my ouma het altyd al van gehou met te sê, sy het so 'n naaltjie gehad wat so 'n bietjie afbuig as sy dit sê. Wat jy saai, gaan jy maai, boetaman. Wat jy saai, gaan jy maai, boetaman. As ek soos, ag man, ouma, waarvan praat jy? Hier, dit het waar geword, hoor. Maar ek wonder by myself, as God my en jou roep, om te kom sê, ek weet waar jou grense is. Ek roep jou om jou grense dalk bietjie te vergroot in jou hart, vir my. Is ek en jy bereid om dit te doen? Is ek en jy bereid om te sê, ja Here, dis reg? Joshua 1 vers 9 speel die verhaal af, nadat Moses gesterf het, moet Joshua die volk lei. Wat 'n geweldige verantwoordelikheid. Hy het groot skoene om vol te staan. Joshua moes sekerlik gewonder het, Here, is ek die regte ou? Joshua, sê dit. Is ek die regte ou? Maar God sê, wees sterk en vol moed, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Het jy gesien dat God nie net gesê het, jy is sterk genoeg nie, hy sê, ek is by jou. Nou wil ek vandag vir jou vra, maak gou jou muscle. Kom, flex, maar soos big time. Koenie, jy kan nie, jy het 'n afarm. Flex gou jou regterarm, kom, maak hom. Nou die ou wat agter jou is, voel bietjie of hy bicep daar is, voel bietjie, maar net nee, kry jy weer. Okay. Kom, voel gou bietjie hoe voel hy bicep, kom. Druk hom, okay, nou sal ek kom voel, kom. Maak hy ding wat ek sien. Nee, was jy 'n kiertjie arm sien nie. Hæ? Maar jy was nie bang, ja, hy tannie is al van die voete. Heel reg, boys. Julle moet hier pas op, hoor. Het jy onthou toe jy klein was? Dan sing ons, my God is so groot. En dan's almal so. Nee, hy spat hare in jou nek so sterk. Nie waar nie? Hallo, onthou jy dit? Kom, my God is so groot. Wow. Aha. Ons hou die eerste deel. My God is so groot, so sterk en so magtig.
Daar's wat? Het ons dit vergeet? Het ons dit vergeet wanneer die Excel spreadsheet oor my finansies nie sin maak nie? Hallo? Het ons dit vergeet wanneer daar eerste debietorder hop? Dan is ek ook so, my God is so groot, FNB is so sterk en so magtig. Nee? Daar's niks wat FNB nie kan doen. Here, maak hulle net gou blind vir 2 dae. Ons doen sulke goed. Nee? Of wanneer daai siektes toestand kom. Nee, Here, ek dink nie U naam is bo dit nie. Maar ons het dit gesing toe ons klein was en aanhoudend. Onthou jy dit? My God is so groot, so sterk en daar is niks wat hy nie kan doen nie. Waar's daai geloof wanneer daai niks voor jou staan nie? Hallo? Ja nee, raak hulle nou stil. Ewe skielik is die WhatsApp data klaar. Ek en jy mag nie die vermoë hê om groter te droom omdat die wêreld so groot sê nie. Ek en jy moet groter grense hê omdat God so sê. Want jy sien ons 'n verskil tussen geloof en vermoedigheid. Want geloof stap waar Jesus roep, vermoedigheid stap waar Jesus stil bly. Kan ek en jy dit net gou vang? As ek en jy op 'n plek kom wat ons toelaat om saam met die Here te stap, wil ek vandag vir sê gaan ons dit mis die dag wat die Here stil bly, want dan is hy nie waar jy wil hê hy moet wees nie. Ek kry baie keer mense wat my sê, ek hoor nie die stem van die Here nie. Ja, maar jy is op 'n verkeerde golflengte. Want jy is nie waar hy wil hê jy moet wees nie. Dis hoekom jy hom nie hoor nie. Gaan vra vir hom waar het hy die laaste keer met jou gepraat en dalk moet jy daar begin. Nie waar nie. Nee, die laaste keer het ek met die Here gepraat, ek het gister so gelag vir 'n ou. Ek vra vir hom, "Wat laas jy met die Here gepraat?" Hy sê, "Nee, net vanoggend ook bid vir my pistousties." Hans ek bly man. Hans ek bly jy het. God het 'n pad vir my en jou voorberei. Hy weet waar is jou grense. Hy weet waartoe jy kan gaan. Ek wil vandag vir jou sê dat God kom antwoord dat hy weet en hy kan. En God gebruik elke grens tot sy beswil. Hy doen. Maar ek wil vandag vir jou vra, wat se grense het jy opgestel vir die Here? Wat se grense het jy gesê, Here, tot hier mag jy nie kom nie. Here, hier is ek nog bietjie in beheer. Here, hier, ek wil jou vertrou, maar ek weet jy het my die vermoë gegee om dit self te doen. Het jy al gehoor hoe selfsugtige gebed is dit? Dankie Here dat jy my die vermoë gegee het om dit te kan doen. Het ek vir jou gesê, jy moet. Beteken omdat jy kan, jy moet nie. Hallo? Ek het 'n harde les geleer toe ek jonk was. Want ek kan 'n plug verander. Ek kan. Maar ek moet dit nie doen met my ma se bottermes as die krag anders nie. Dan is dit nogal interessant, hoor. Ek kan dit doen. Ek moes dalk nie noodwendig nie. Dit is ek en jy presies dieselfde. Want dan sê ons vir die Here, Here, ek kan dit doen. En dan sê die Here vir jou, die verkeerde gereedskap in jou hand. Maar Here, ek kan dit doen. Okay, maar jy het die verkeerde gereedskap in jou hand. Here, maar ek kan dit doen, maar die krag's nog aan. En dan sê, nee, check jou bygebotter soos jy hom in die muur druk. Beste tye van my lewe. Hy sê, niks fout my nou nie. Nee? Ons is eendag in die reën, ek vertel vir julle vir 'n rede, ons is eendag in die reën. En ek trek in 'n nuwe plek in, maar my krag is nog nie gekoppel nie, en ek het 'n vriend, en ek sê vir hom, kom ons gaan kyk daar by die DB man. Want ek wil vanaand net krag hê. Maar dit reën. En nou het ons nie, as jy nou weet, 'n elektriesien is 'n isolated skroewedraaier. Hy het plastiek tot voor. Maar ons het nie so nie. Het jy geweet as jy 'n skroewedraaier vat en jy wil iets vasmaak, dan sit jy jou vinger so voor op hom. Julle en ons druk haring aan daai kragboks in, papie, en ek maak hy skroef vas. In die reën, weet jy hoe voel dit? Nie lekker nie, want dan skok jy tot deur alles wat nat is. Hy was nie lekker nie.
En ek het die ergste nogal hier op my nek, want toe die water so 'n bietjie gelê, want ek werk mos nou. Eers toe ek en ek toe dog ek hy gebruik my nog as 'n aard. My vriend natuurlik lê langs my, hy lê. So hy sê, ek is soos, Plex, jy my help. En weet jy wat die ergste van alles? Hy het vir my gesê, hy's nie ge-isolate nie, jy moet net aan die handle vat. En ek sê, nee man, ek het al 'n skroef vasgedraai. En ek deel dit vanoggend met jou, want jy sien, ons het al baie gebid. Ons het al baie keer vir die Here opgetree en vir die Here gewerk. En uit gewoonte uit sit ons vinger, terwyl ons die skroewe daar vashou, op die punt en draai. Gaan kyk maar, jy doen dit. Maar nou dat ek weet ek dit nie moet doen nie, is die mag van die gewoonte, bietjie seer. Ek wil vandag vir die volgende, hoeveel keer kry ek en jy seer en is ons geskok, omdat ek en jy uit die mag van die gewoonte opgetree het, as wat God nou vir jou gesê het om te doen. Jy sien, die oomblik wat ek en jy net doen, omdat ons gewoond is daaraan, is ek en jy besig om te mis, wat God se plan is. Want jy sien, godsdiens, geloof met die Here, was nooit bedoel, om 'n gewoonte te raak nie. Nooit. Dit wat ek en jy doen vir die Here, wat ek en jy bid, en hoe ek en jy is, hy's 'n lewendige God, beteken ek en jy kan nie die gemak hê van dieselfde ding nie. Want weet jy hoekom? Dan is jy besig om vir God grense te stel en te sê, Here, jy kan nie verder as dit gaan nie. Want ek is gewoond aan jou om dit so te doen. Ek begin afsluit. Jy geweet dat selfs 'n bietjie chaos buig voor die Here. By die Rooi See maak God 'n pad waar daar geen pad was nie. By die Jordaan van rivier hou God die waters terug sodat sy volk kan deurtrek. Op die see van Galilea bestraf Jesus die storm en sê wees stil. En Openbaring 21:1 lees ek die volgende. Hy sê op die nuwe aarde en op die nuwe hemel gaan geen see meer sal wees, geen seer meer sal wees nie. 'n beeld, hoor gou vir my mooi, dat chaos, sonde en alles wat skeiding bring, finaal verby sal wees. Hallo? Kan ons net bietjie uitsien na dit? Hierdie God wat deur die geskiedenis al beheer van jou lewe het. Hy was in beheer toe die wêreld geskaap is. Hy is nog vandag in beheer. Hy was in beheer toe jy net nou die dag nie geweet het wat se kant toe nie, was hy nog steeds in beheer. Hy ken die grense van jou storm. Hy weet hoe lank die storm gaan aanhou. Hy weet hoe lank jy al vra. Hy is bewus van waarmee jy besig is. Hy weet hoeveel jy kan dra. Hy is bewus. Al voel dit nie so nie. Al sê jou emosies en jou hart en jou denke op die oomblik nie so nie. Hy weet hoeveel jy kan dra. Jy sien dalk nie die golwe, maar God sien reeds die strand. Jy is dalk op 'n plek wat jy net die nag sien, maar God sien alweer die sonopkoms. Jy is ook op 'n plek wat jy net in die trane vassit, maar God sien al die getuienis van aan die einde van hierdie storm. Sonde het 'n skeidsmuur gebring. Romeine 3:23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy geweet dat geen goeie werke, geen godsdienst, geen menslike poging kan die grense oorstreek nie, maar toe Jesus gekom het en aan die kruis gesterf het en gesê het dit is volbring, het hy daai grens, daai skeiding tussen my en jou en die oorwinning, het hy kom breek en kom sê, hou net 'n bietjie vas. Die kruis het die brug geword. Kan ek en jy dalk kies om terug te keer
na die strand toe. Want jy sien, die branders rol steeds in. Hulle slaan steeds teen die sand. Hulle brei steeds met groot krag. Maar elke keer hou hulle op. En ek voel die Here roep ons vandag na 'n plek toe om weer op die strand te kom staan en die see te sien. Vir die mooi wat die see is. En nie die see siek en rof en uitgeput en jou oë brand en jy het water gesluk want jy probeer net opbly nie. Ek voel die Here roep ons vandag terug na die strand toe. Want jy sien, wanneer ek in die storm is en wanneer ek in hierdie grens is, wanneer ek in hierdie vaskering is dit vir my moeilik om bo te bly en iemand moet my kom red. Vandag kom die Heilige Gees en hy sê, gee my jou hand. Kom ons gaan strand toe. Kom ons gaan staan op die bopunt van 'n berg en kom ons bewonder dit wat God gemaak het. Kom ons kyk na die storm. Kom ons klim uit die storm uit. Want ek wil vandag vir jou sê, hierdie beproewings, hierdie versoeking, hierdie aanval het grense. En vanoggend kom God en hy kom sê, kom rus. Dalk is die golwe vandag in jou lewe oorweldig. Jy voel selfs, jy kry nie asem nie, jy voel, jy sluk net water en jy weet nie meer hoe om op te kom nie, want en dan sluk jy en dan sluk jy en jou arms is nie meer sterk genoeg nie, want jy's moeg. En jy wonder, Here, waar is jy? Sien jy my nog raak, Here? Vandag wil ek vir jou sê, die Here sê, ek het jou nie vergeet nie. Ek ken jou naam. Ek ken jou grense. Ek ken die vyand se grense. En ek sal jou nooit verlaat nie. Ek wil jou vanoggend vra om jou oë te sluit. Dalk sit jy vandag hier en jy besef, Here, ek moet weer my vertroue in U plaas. Here, ek moet dalk opnuut weer vir U kom sê, Here, wat is die geregtige plek wat U in my lewe het? Here, ek wil ophou na die golwe kyk en ek wil na U kyk, Here. Ek wil die mooi weer in dit sien, Here. Wil ek vandag vir jou sê, kom na hom toe. Want die God wat die oseaanse grense bepaal is dieselfde God wat sy arms oopmaak vir elkeen van my en jou om na hom toe te kom. En wanneer ek en jy hierdie doen en ons lewens vir hom oorgee en ek en jy ontdek weer die grootste waarheid van die liefde van Jesus en die krag van Jesus, dan sê hy, daarna is hy nou meer vir julle geen meer veroordeling nie behalwe die oorwinning in hom as Christus Jesus. Jy behoort nie aan die storm nie. Jy behoort aan die koning wat op die water loop. Die een wat vir die storm sê, wees stil. En vanoggend wil ek jou vra, as hierdie in jou hart gepraat het. As hierdie vanoggend iets in jou hart wakker gemaak het. Want die God wat die oseaanse grense bepaal, is dieselfde God wat jou naam ken. En ek wil jou vanoggend nooi. Hy ken jou drome. Hy ken jou vrese. Hy ken jou teleurstellings. Hy ken jou sonde. Hy weet waar jy dit gemis. Hy weet waarvoor jy hom vertrou. Kan ek en jy ook net vanmôre weer kom en sê, Here, hier is ek. Dalk moet jou storm stil word. Dalk moet jy weer op die strand kom. Dalk moet jy weer besef wie die God in jou lewe is. Dalk moet jy weer nuwe grense instel. Maak nie saak wat dit is vanoggend nie. Wil ek jou vra, as hierdie met jou praat, steek jou hand op. Steek jou hand op. As jou hand op is, wil ek jy moet net daar waar jy is opstaan. Niks anders nie. Ek wil julle vra wat nie staan nie, om by iemand te gaan staan, wat wel staan. Want jy sien,
Ek weet elkeen van ons wat vanoggend hier is veronderstel om op te staan. Ons weet ons moet by iemand wees, om vanoggend te kom verklaar oor hulle lewens, om saam met hulle in geloof te kom staan. Ek gee nie om wie jy is nie. Ek gee nie om wat jy dalk dink, die mense dink jy moet wees en wie jy moet wees nie. Maar moenie vanoggend hierdie geleentheid mis om op te staan nie, want ek staan vanoggend self op. En ek voel vanoggend om sommer op 'n stoel te staan en te kom sê, Here, hier is ek. Sien my. Bo my storm. Sien my hand wat uitroep en wat waai. Ek het U nodig. So Vader, vanoggend kom bid ek, Here, vir die storms wat moet gesag gee aan U in lewens vanoggend hier voor my. En ek kom verklaar oor daardie storms as gevolg van die krag en die naam van Jesus. Wees stil. En Vader, ek kom bid, Here, vir sekere grense, vir sekere plekke, Here, wat sekere goed toegelaat is, of sekere dinge wat ons self besluit het, Vader, kom ek vanmôre en ek kom sê, strand, kom neem weer jou regverdige plek in vir die grens wat die Here gestel het. Sodat ons daarop kan loop, sodat ons daarop kan staan, sodat ons daarop kan sê dat U dit gebruik om ons sterk te maak. Ek kom bid, Here, storm, ken jou plek. See, ken jou grense. Vyand, ken jou plek. Ek kom vandag, Here, wetend en onwetend, en ons kom sê, tot hiertoe en nie verder nie. Vanoggend, Here, U wat elkeen wat hier staan op die naam geroep het, wat hulle ken, Here, kom bid ek, Vader, mag U wil. Here, mag dit wat U droom oor hulle, Vader, weer sigbaar word, weer 'n realiteit word, Here. Maar Vader, bo dit alles kom bid ek dat die Gees van waarheid hulle deel sal wees. Dat die woord van God, Here, die rigting en die spoed sal bepaal. En Vader, ek kom bid, Here, vir bonatuurlike vrymoedigheid, vir boldness, om op te staan, om nee te sê, en om terug te draai na waartoe U hulle wil roep, sonder skaamte, sonder om vir iemand te verduidelik, of sonder om vir mense iets te sê, om eenvoudig te sê, die Here sê, en ek doen. Ek kom bid vanmôre, Here, wees 'n God van nabyheid, in Jesus naam. En jy wat saamstem sê, amen. Kan ons